Goeiedag en welkom by Leeflig. Hierdie episode vorm deel van ons reeks wat bekend staan as wat ons van jong volwassenes moet weet. En vandag wil ek sommer vroeg sê. Hierdie episode is nie net vir ouers nie. Dit is ook vir werkgewers, vir skoolhoofde wat met jonger onderwysers werk, vir ouer kollegas wat saam met jonger kollegas in 'n span is, vir spanleiers, vir oupas en oumas, vir mentors en ja, ook vir daardie tannie by die familieete wat voor die aartappelslaai behoorlik op die tafel is, sê sy vir haar jong neefietjie. So, ek verstaan nou nie lekker wat se werk jy doen nie, jou ma kan nie lekker vir my verduidelik nie, maar waarvoor betaal die mense jou nou weer? Of sy sal iets sê soos, ek hoor jy werk aanlyn van die huis af. Is dit nou soos is dit 'n regte werk of is dit net so ietsie op die internet? Of seker een van die mees gehaates vir jong mense is, so wanneer trou jy eendag? En dan sit die jong volwassene daar met 'n halwe frikadel in die mond en 'n hele eksistensiële krisis in die hart. Hierdie klompie episodes is ook vir almal van ons, wat ook al stilweg by onsself gedink het, ja, ek verstaan nie hierdie jong mense van vandag nie. Of dalk het jy dit nie so stilweg by jouself gewonder nie, dalk het jy dit al hardop gesê, dalk het jy dit al in die kombuis gesê as jy jong volwassene daar uitloop, of dalk in die kantoor wanneer jy met 'n jonger kollega gewerk het, of dalk in die kar na 'n familiebyeenkoms met daardie stemtoon wat sê, Here, gee my net krag en 'n ekstra koppie koffie. Want, kom ons wees eerlik, jong volwassenes kan soms vir ons ouer generasies nogal bietjie verwarrend wees. Hulle praat van dinge soos my personal space. Hulle sal praat oor my boundaries en burn-out en mental health en remote werk en flexie-ure en die nuutste een is I must touch some grass. En party van ons dink net, my kind, in my tyd het ons dit net 'n blou maandag genoem. Maar vandag wil ek ons nooi om tog maar net 'n bietjie stadiger te oordeel en 'n bietjie dieper te luister. Want vandag praat ons oor een van die grootste mites rondom jong volwassenes. En dit is die idee dat hulle lui is. Ja, jy hoor dit oral. Mense sal sê, vandag se jong mense, hulle wil nie meer werk nie. Of hulle soek fleksietyd, voordat hulle nog eers vaste tyd geleer het. Of mense sal sê, hulle wil van die huis af werk. Maar hoe weet ons hulle werk regtig van die huis af of vou dalk net wasgoed? Of hulle praat van 'n work-life balance, maar hulle het nog nie eers die workdeel behoorlik begin bemeester nie. Of party sal sê, hulle wil na 3 maande al weet wat hulle groeipad is en of hulle verhoging kan kry. En dan wil hulle nog terugvoer hê oor alles en dan sommer terugvoer oor die terugvoer ook. Hulle wil hê jy moet hulle mentor, motiveer, verstaan en emosioneel veilig laat voel, alles voor 10 uur op 'n maandagoggend. Hulle sê, hulle is uitgebrand, maar hulle is nog nie eers 30 nie. En ja, soms kyk ons na hulle en dink, hoe kan jy moeg wees? Wat 'n nonsens is dit? Jy het dan nog nie eers begin om jou eie mediese fonds te verstaan nie. Maar miskien is dit presies waar ons vandag moet begin. Want die vraag is dalk nie, hoekom is hulle so lui nie? Die vraag is dalk eerder wat ons moet vra, wat dra hulle wat ons dalk nie raak sien nie? Want as jong mense miskien nie lui is nie, maar wat as hulle miskien net oorlaai is? Oorlaai met inligting, oorlaai met verwagtinge, oorlaai met finansiële druk, oorlaai met keuses, oorlaai met vergelyking, oorlaai met 'n wêreld wat absoluut net nooit ophou raas nie. En miskien, net miskien is baie van hulle nie besig om verantwoordelikheid te ontduik nie. Hulle probeer eintlik maar net kop bo water hou in 'n wêreld wat heeltyd van hulle meer en meer vra.
So vandag wil ek regtig nou nie hê ons moet verskonings maak vir jong volwassenes nie. Dit is ook nou nie die gedagte nie. Maar ek wil hê ons moet hulle beter verstaan. Want begrip beteken nie jy keer altyd alles goed nie. Begrip beteken jy vra eers, wat is die storie agter hierdie gedrag? Wat is die druk agter hierdie moegheid? Watter wêreld het hierdie generasie gevorm? En as ons dit begin verstaan, dan praat ons dalk anders. En ons lei dalk anders. Ons ouer dalk anders. Ons bestuur anders. Ons luister anders. En wie weet, dalk ontdek ons dat die probleem nie is dat jong volwassenes nie wil werk nie. Dalk is die probleem dat hulle probeer werk, leef, presteer, aanpas, oorleef, vergelyk, reageer, betaal, droom, herstel en betekenis vind. Alles op dieselfde tyd. En dis nogal baie vir enige mens. Selfs vir ons. Selfs vir ons wat groot geword het sonder TikTok, maar met genoeg familie WhatsApp groepe om ook soms daai uitbranding te verstaan. So vandag begin ons net hier. Wat as jong volwassenes nie noodwendig lui is nie? Wat as hulle oorlaai is? En wat as ons hulle eers beter moet verstaan voordat ons hulle probeer reghelp? In die volgende kort episode gaan ons 'n bietjie dieper kyk na die wêreld waarin jong volwassenes leef, 'n wêreld wat nooit regtig afskakel nie. 'n Wêreld van kennisgewings, groepchats, sosiale media, werkboodskappe, vergelyking, nuus, druk en geraas. En miskien, wanneer ons verstaan hoe hard daardie wêreld raas, sal ons ook beter verstaan hoekom so baie jong mense sê ek is moeg. Dankie dat jy vandag saam geluister het na Leeflig. Mag ons hierdie week 'n bietjie stadiger oordeel, 'n bietjie dieper luister en dalk met nuwe oë kyk na die jong volwassenes in ons huise, ons families, ons gemeentes en ons werkplekke. Tot volgende keer. Onthou, leeflig.